Dr. Dani Odendaal van Fiats Netwerk sluit vandag weer by ons aan en hierdie keer praat ons oor haarwurm. Dani, is haarwurm 'n wesenlike probleem? Verseker. Is alles wat ek kan gee, dis verseker 'n probleem, dis verseker 'n probleem in ons kleinvee. Hoofsaaklik in skape, dis die enkel grootste rede vir vrektes in skape. Nog steeds, na al die jare. Ons het baie ander siektes, hierdie is 'n interne parasiet, maar nog steeds die oorsaak van die meeste vrektes in skape, en dit is derentyd. Elke jaar op meeste plase, is daar hierdie vrektes van haarwurm. Dit tas beeste baie minder aan, en kalvers tas hom aan, maar nie so dat hy ooit sal vrek nie, welgewig verlies in die sin van bloedverlies. In bokke is dit bietjie anderste. 'n bok normaalweg eet blare, bosse. En ons sê 'n wurm klim nie boom nie. So as bokke net blare vreet, dan is hulle minder blootgestel. Hulle is altyd vatbaar, minder blootgestel. Maar as daar nie bosse is, die moet gras vreet so skape, is hulle net so blootgestel, en eintlik is hulle amper meer vatbaar as skape. Is dit seisonaal? Ja, is totaal seisonaal. So ons praat vandag daaroor, ons gaan nou in die hoogtepunt in, einde van die somer en dan begin van die herfs, dis die hoogtepunt. Wat gebeur met hierdie wurms is, deur die winter ontwikkel hulle die larfies wat inkom, sê maar in die herfs, in die skape inkom, ontwikkel nie tot volwassens nie. Een of ander manier is hierdie wurm so slim om te weet, daar buite gaan dit koud raak, ek moet nou binne in die skaap bly. Dan kruip hulle die darmwand in, en daar gaan hulle in 'n rustende fase in. En sodra dit weer warm word, dan kruip hulle uit, word volwasse paar, en jou eerste generasie van eiers kom op die weiding in die lente. So ons het vroeg in die lente, ons het al voorheen daaroor gepraat, sien ons baie keer haarwurm, sommer vroeg in die lente, dis daai wurms wat oorleef het. Hulle oorleef in Suid-Afrika, nie lekker in die veld nie, daar eers kan dan net uitbroei, as daar genoeg reën is. Meer as 25 mm reënval, meer as 30 grade temperatuur. Dis wanneer het uitbroei, en dan moet dit nat genoeg bly, dat die larvie, hy ontwikkel eers 'n paar stadiums in die mis, hy eet mis, en dan gaan hy na die infektiewe stadium, en hy kruip teen die grasie op, in die doudruppels. En dis waar die skaap hom gaan eet. Nou, as dit nog droog is, kan dit nie gebeur nie. Daar moet vog wees. So dis hoekom die oordrag hierdie tyd van die jaar is. En hoe meer reën ons het, soos ons presies wat ons nou gehad het, ons het reënval vir 'n week of 2, dan het ons lekker sonskyn, dan het ons reënval en lekker sonskyn. Dis absoluut ideaal vir 'n haarwurm om uit te broei, te vermeerder, en elke generasie daarna. Onthou die belangrike ding om te onthou, van daai larvie nou in die skaap kom, word hy, is 'n infektiewe larwe, dan gaan hy na die melkpens toe. Daar byt hy vas, begin bloedsuig, word hy volwasse. En daai periode is binne 21 dae. Volwasse, paar met die mannetjie, begin weer eiers lê. Ons as veeartse kyk na die eiertellings in die skape om te sien hoe groot die infeksie is, of baie boere doen ook nou self. Maar in die fase van die larvie gebyt het, tot hy volwasse is, suig hy al klaar baie bloed. En as indien die infestasie baie hoog is, kan die skaap vrek nog voor die eiertelling sien in die mis. Hoe bestuur mens nou hierdie probleem? So jare terug het Dr. Vafa Malang die oogkaart ontwikkel, en dit is om te kyk vir die effek van die wurm. Hierdie wurm sy bloed. So baie boere gebruik het effektief, om ten minste 1 keer 'n week 10 skape, 20 skape uit 'n trop te vat, te kyk, is daar enige bloedarmoede. Hierdie parasiet, wys nie baie siektetekens nie. Hy is nie soos die ander wurms wat vir jou diarree gee in langtermyn vermaring van die diere nie. Hy maak hulle akiet dood, want hy sy bloed, en voor jy weet sien, as dit 'n laer infestasie is, kry jy die kwakkel van die skape, en hulle word bietjie swak, maar as dit 'n baie hoë infestasie is, vrek hulle voor jy dit kan sien, en as jy hom oopsny, en boere moet weet, dan moet altyd gaan kyk na die melkpens. Dis waar hy sit. Melkpens beteken in die begin van die dindarm, as al verskriklik baie is. Die hele program
rondom die beheer moet hy met sy veearts bespreek. Hierdie is, en 'n boer moet besluit hoe belangrik is hierdie probleem vir hom. Watter optrede gaan hy volg? Gaan hy met elke jaar 'n klomp skape verloor? Of gaan hy begin met die veearts werk in die lente toets hy sy 5 verskillende produkte teen die wurms, kyk of hulle werk. Daar's 'n eiertelling reduksie toets wat ons doen om te kyk, daar's baie weerstand teen medisyne, werk hy nog of die doseermiddels. So dis een van daai goed wat ons nooit meer gaan totaal vanaf wegkom nie, word elke jaar 'n bietjie erger as gevolg van die wurmmiddelweerstand wat voorgeselekteer word, maar dis een van daai goed, die veeartse op sekere plekke in die land ongelooflik betrokke met die doen van eiertellings en die gee van raad. So ek sal boere aanbeveel, as dit 'n groot verlies is, werk met hom saam, anders dan gaan jy net daai verliese oor en oor hê. Wat is die langtermyn oplossing? Is daar iets beter? Kyk, as baie navorsing gedoen oor selektiewe weiding, beheer, en dan is daar ook navorsing gedoen waar ons moet seker maak dat ons nie op die verkeerde tyd doseer nie. Ons moet nie doseer en na 'n nuwe kamp toe skuif nie. Maar dan vat ons net dit wat oorleef het, wat die wurmmiddel oorleef het. So, daar's baie goed daar rondom opgestel. Die beste ontwikkeling wat vir ons medium langtermyn die beste resultate gegee het, is die inenting, Wirewax, teen haarwurm. Ongelooflike interessant. Meeste mense kan nie glo daar's 'n inenting teen 'n parasiet nie. Nou, wat gedoen is, in die werk wat gedoen is in Morden in Skotland, hulle die darmkanaal se wand van die dindarms geoes. En dan het hulle dit in 'n enstof gesit. En dan spuit hulle dit vir die skaap in, dan maak die skaap teenliggaampies teen die darmwand. En as die wurm bloed drink, sit dit op die darmwand, dan kan hulle nie bloed opneem nie. Dan pak hy op die darmwand en daai wurm gaan dood van verhongering. Nou in Suid-Afrika is daar 'n hele paar boere wat dit gebruik. Dis nie iets wat jy in die middel van die seisoen sommer kan inskop. Jy moet vroeg in die winter begin die skape skoonmaak en dis 'n program wat jy moet volg. Maar die beste resultate wat ek gesien het vir langtermynbeheer was met die gebruik van die enstof. Nou ja, ek hoop ons kry nog beter oplossings vir haarwurm. Klink asof dit 'n groot probleem is. Dr. Dani Odendaal van Veearts Netwerk wat vandag met ons oor haarwurm gesels het.